As 'n ou land het, moet jy hom tot sy volle potensiaal gebruik. Want jy dink iemand boer net, maar daar gaan soveel meer agter dit in. Ja, ons het in die Bosveld groot geword en ons is baie lief vir die Bosveld, omdat ons in die natuur is. Ons is nie regtig dorpsmense nie. Ons het 'n liefde vir waar ons bly, want ons het die vryheid. Ek is Koetakootsee, ek het groot geword op Maastroom. Na skool het ek nie regtig geweet wat om te doen nie, bietjie gedobber, en tot op 'n dag wat oom Jan vir my sê, hoorie, maar wil jy nie vir my kom boer nie? En toe het ek besef, maar hier is die geleentheid, dit is wat ek eintlik wil doen, ek wil boer. Ek was altyd verskriklik lief vir die boerdery. Ek het nooit in my lewe gedink ek wil iets anders te doen. Die ou mense het 'n ding gehad en sê jy moet iets agter jou naam kry. En my broer het gaan studeer en my suster het gaan studeer, maar ek dink my pa het gesien hierdie ou wil net boer word. Die grootste druk wat ek het is om 'n John Deere trekker te ry. Want dis, soos julle daar sien, het ek met daai 135 missie fikkiesentjie begin en ek het klop daai jare met hom gewerk voordat ek 'n ander trekkertjie kon koop. En vandag as ek in daai trekker klim, dan kyk, praat ek eers 'n bietjie boontoe en ek sê baie dankie. Dis vir my vreeslike voorreg om in 'n implement te werk soos daai trekker. Ons is trots om hier te kan boer, en ek dink wat die verblywendste is as jy 'n produk mark toe stuur en jy kan sê, hierdie produk kom van eersteling af. En ek dink dit maak jou trots om te plant, die plant groot te maak, deur die hele proses te gaan, en op die einde te kan sien, hier is die produk wat ek lewer. Dit is op die einde deel van jou sukses as boerdery, as die gemeenskap rondom jou ook sterker is. Jannika, toe sy gebore is, was sy baie siek gewees, en ons het gesien, was 'n paar keer in die hospitaal gewees met haar, ons het nie geweet wat gaan aan nie, en die kere wat sy siek geword het ons dadelik hospitaal toe gejaag, en dan kom jy agter, eintlik wat is vir jou belangrik, en hoe belangrik 'n span op die plaas is, want jy kan hulle agterlaat, jy kan met jou gesin hospitaal toe gaan, en jy weet, die plaas is in goeie hande, want jy het 'n span agter jou, en 'n span wat saam met jou werk. Ou mense het 'n gesegde gehad, my oorlede pa het altyd gesê, elke hand op sy eie mishoop. Laat die werktuigkundige kom en jou voertuie in stand hou, jou trekkers in stand hou. En laat die kunsmisman kom en laat hy die ontledings vat. En dan die gifman, ons het 'n chemikaliëverteenwoordiger wat elke week by ons kom. Dan gaan ons deur die lande en hy stel voor en jy stel voor en saamwerk mense ding uit, 'n ding wat dan op die ou ende werk. Al daai mense is mense wat bydra tot die sukses. Een ou kan dit nie alleenig doen nie. Ons wat ver is op landelike gebiede, is groot uitdagings, maar dit is so belangrik om 'n gehegte gemeenskap te hê wat mekaar met enige iets op enige tydstip sal kan help. As probleme opduik, almal weet die probleem is daar en almal spring in om dit so maklik as moontlik te maak, en die infrastruktuur is altyd maar 'n uitdaging, en die pad tussen Tomburg en Swartwater word al jare onderhou deur al die boere wat hier so is, en elke keer wanneer daar gevra word om te help daarmee, is almal daar en die werk word gedoen. Porque dale ko kwa hiyo kile kana uma 27 gewerkt. So ana be no ke dale ditlo le tse dintsinyana. Ka mo fame ka mo ntse di gore ne busy. O gore thusa batho gore ba kgone go kry mmereko, ba kgone go kry dijo,
loko mahae wa kgona ho thusa batho ho na le poleke ya ntho ya ditšhiwana o kgona ho tšea dijo tša di romele ko so o thusa setšhaba ka mantswe a mang. Ek dink dit is waarvoor ons lewe vir mekaar. En ons is bevoorreg om in die boerdery te wees waar ons die mense naby jou het. Ons sit nie in 'n werk wat van 8 tot 5 is nie. Jy kan enige tyd jou kind vat en 'n draai gaan ry of jou vrou oplaai en lekker dinge saam met hulle doen. My voetspore is oral op hierdie rooi grond en ek is vandag so dankbaar dat ek my kinders ook hier kan grootmaak saam met my ouers en saam met Kuta hier op plaas Eersteling waar ek dink ons 'n baie groot rol in mekaar se lewe speel en dis eerste ons en dan is dit die res. Vir my kinders se onthaalwe hoop ek regtig dat ons nog generasies en generasies hierso sal wees. Ek meen dit is nou die 6ste geslag en ek glo en vertrou daar gaan nog baie geslagte wees hierso op plaas Eersteling. Ja, 'n mens moet daarom dink, wat laat jy na as jy die dag ook nou nie meer hier is nie. So het jy alles, het jy geroofbou, het jy die plaas in die grond ingeboer of het jy die plaas opgebou. En dit dink ek vir my is baie belangrik om te dink dat my kleinkinders hoop ek eendag ook so sukses kan maak op die plaas, op die grond wat die is. En as 'n mens dit nie oppas nie, dan ek dink jy gaan dit ooit kan bewerkstellig nie. Ja, ek dink wat 'n ou graag sal wil nalat vir jou kinders is 'n beter geleentheid dalk as wat jy gehad het. Want ons almal het geleenthede nodig. En ek dink ons wil graag nalat dat hulle kan sien deur ons voorbeeld dat ons gekyk het na die grond, ons het gekyk na die natuur en ou wil tog vooruitgang. En ek dink ons nalatenskap wat ons vir hulle wil los is om te weet hulle moet hulle beginsels nog steeds reghou en dat hulle ook dit sal doen wat ons doen en net voortbou op dit.